luister na Tuna Radio op die internet. Dit is hier waar ons meestal Afrikaans praat, Suid-Afrikaans luister en altyd wêreldwyd gehoor kan word. Goeiedag luisteraars. Vandag gesels ek Fransie Hebben van Tuna Radio met Tyrone en Rudy van CVTube oor hulle nuwe onderneming om veral Suid-Afrikaners te help om kennis te maak met werkgewers in Nieu-Seeland, Suid-Afrika en binnekort ook in Australië. Ek sou kon doen met 'n miljoen. Ek sou kon doen met 'n miljoen. Want daarmee was die wêreld vir my oral immer groen, ja. Ek sou kon doen met 'n miljoen. Goeiemôre Tyrone, hoe gaan dit met jou vandag? Baie dankie Fransie en met jou. Ook baie goed, dankie. Tyrone, vertel vir ons, waar kom jy vandaan? Ek het groot geword op Uitnaag in Suid-Afrika en my laaste 10 of 12 jaar was ek in Port Elizabeth in die Oos-Kaap in Suid-Afrika. Sjoe, wat het julle besluit om Nieu-Seeland toe te kom? Toekoms vir my dogter. Ek dink dit is maar die rede vir almal. Ja. Die tyd en te kan studeer en werk te kan kry. Natuurlik, ja. Wat het jy gedoen daar in die Oos-Kaap? Ek die laaste 15 jaar het ek maatskappy besit met motorvoertuie, parte en komponente vir Mercedes-Benz in Oos-London, Volkswagen op Uitnaag en General Motors en P4 en Mazda in Pretoria toets en goedkeur vir produksie of herstel voordat hulle dit gebruik in produksie. Ek het net so oor die 200 werknemers gehad op daai stadium toe ons baie in Suid-Afrika. Sjoe, dis interessant. Tyrone, hier in Nieu-Seeland klink dit vir my, jy het nou heeltemal 'n ander rigting ingeslaan, is ek reg? Dis 100% korrek. Ek het 'n nuwe webwerf begin, nuwe maatskappy begin, genaamd CVTube. Wat is CVTube? CVTube is 'n platform waarin mense kan direkte kontak maak met mekaar, werkgewer en werknemer. So basies wat gebeur is, agent is normaalweg tussen die werkgewer en die werknemer. Ons wil nou daai agent uithaal tussen die twee. En hierdie CVTube platform wat ons gemaak het, wat video's neem, jy neem 'n video van jouself, jy plaas die video op CVTube se webwerf en dan kom die werkgewers en as hulle kandidaate soek, dan gaan kyk hulle deur die CV's. Met ander woorde, hulle sit nie heeldag en deur getikte CV's kyk en ge-emailde CV's kyk en interviews te doen nie. Hulle gaan net na die website en dan kyk hulle deur al ons video's. En as elkeen wat hulle kyk is so op maksimum 60 sekondes lank. Ja. Dit beteken hulle gaan deur baie mense kan kyk, jy weet, wanneer hulle na 'n kandidaat soek. Ja, en Tyrone, hoe gaan ek te werk om my CV op CVTube te sit? Jy gaan na ons site cvtube.co.nz. Jy registreer jouself op die site. Basies daar's 'n video van 5 minute 4 sekondes lank waar 'n jong dame in die middel van die blad vir jou wys presies hoe om jou video van jouself te neem. Dit is baie maklik. Almal doen dit nou, sit daar op ons noem dit maar 'n moving selfie. Ja. En almal sit hulle self dan op ons site. Dit wys jou om die ding te upload, om die betaling te maak. Dis alles baie maklik. Waar het jy aan hierdie idee gekom van CVTube? Ons het 'n jaar en 'n half terug hier aangekom in Nieu-Seeland en my vrou is 'n rekenmeester, accountant. Ja. En ons agent wat vir ons advies gegee het, gesê nee, sy sal baie maklik werk kry, sy is op die skills list. Ja. Sy sal binne 'n maand sal ons job offers kry en al daai goed. En sy het omtrent vir 40 jobs aansoek gedoen. Ja. Sy het niks gehoor van mense nie. Op die einde het sy gehoor van 2 firmas, maar dit ook omtrent 2-3 maande gevat. So ons het op die stadium gekom waar ons het gedink, miskien sal ons moet terugkeer Suid-Afrika toe. En ek het besef dit kan nie so werk nie. Ons dan kan nie net stilte wees wanneer ons CV uitgestuur word nie. Ja. En alles was afhangend van haar wat sy moet werk kry. Toe design ek 'n bladsy 'n website basies met haar foto op en bietjie meer oor haar persoonlike lewe, soos sy getroud met haar dogter en waar sy belangstel en so aan. En binne 'n week na dit kry sy 'n job. Toe dog ek aan myself, miskien is dit manier, miskien wil die werknemers eerder die persoon sien, hoor hoe die persoon praat, kyk of hulle in die organisasie kan inpas, in plaas van die hele dag net deur CV's te kyk of mense te gradeer op wat op skrif is. Dis reg, ja. Ek dink ook, dit wat jy op skrif sien hier, gee jou glad nie 'n idee van die persoon agter die swart op wit nie. Aanvanklik het ons gedink,
dit is omdat ons Suid-Afrikaners is en 'n mens begin dit al gebruik as 'n verskoning. Ja, dis omdat ons Suid-Afrikaners is en mense kyk nie na ons CV's nie. En dit is miskien so. Jy weet, dit is miskien so vir ons, dit is miskien so vir die Chinese of die Russe. Dit maak nie saak nie, maar ons het toe agtergekom, dit is 'n algemene probleem. Of jy nou 'n Kiwi is of Australië is, sukkel 'n mens om jou CV op die werknemer se lesenaar te kry, want daar's altyd 'n agent tussenin wat net 4 of 5 mense kies wat sê, dis die kortlys hierso is die 4 beste. En met CVTube kan jy letterlik na 30 mense kyk binne 'n uur. So jy sit jou voete op jou lesenaar, klik op die video en daar sien jy jou 30 mense. Met ander woorde, as 'n werknemer in die eerste plek, het jy meer opsies. Jy kan definitief die beste persoon kies of een wat jy dink beste inpas in die organisasie, maar ook as die mens wat jou CV gepos het, in 'n normale, sê maar, soos die mense teen wie ons gaan kompeteer hierso, in 'n normale situasie sien miskien 5 mense jou CV, maar op CVTube, omdat soveel meer werknemers meer CV's kan sien, is die kans ook groter dat hulle jou CV oor en oor gaan sien. As ek nou my CV op CVTube sien, hoe kom dit by die maatskappye uit? As jy 'n CV pos en ek sit 'n CV op en ons albei soek werk, kan ons mekaar se CV sien. Dis totaal konfidensieel. So niemand kan na jou CV kyk en sê, "Yes, ouens, kyk na hierdie mooi vrou of dit of dat." Daar's nie, jy weet, mense kan dit nie misbruik nie. Maar wat gebeur is as jy jou CV op CVTube geplaas het, dan het jy toegang tot al die jobs wat op CVTube is. Met ander woorde, jy gaan kyk na al die werk wat daar beskikbaar is en as jy vir daai werk wil aansoek doen, dan klik jy op die link op daai job en daai link stuur, omdat jy ingelog is as jouself, stuur dit jou video na daai werknemer toe of daai persoon wat die job geadverteer het. So daai persoon wat naas is, daai persoon sit terug en ewe skielik kry hy 15 aansoeke wat deur sy inbox inkom. Dis almal wat sy job gesien het. So hy sal sien, ek het 15 nuwe video's gekry en dit vat hom basies 15 minute. Jy weet, om na daai 15 video's te kyk en miskien 'n halfuur later het hy notas gemaak oor almal, hy het sy eie kortlys gemaak en that's it. Ook as 'n werkgewer het hulle ook toegang tot al die CV's. So met ander woorde, as jy jou CV opsit en hy soek iemand in die tipe werk wat jy doen, sal hulle jou CV vind in daai area op die web. Tydens, as ek my CV op CVTube gelaai het, maar daar is nie 'n werk vir my op CVTube nie, wat gebeur dan? Ek moet net seker maak ons verstaan, dit is, ons praat van CV, maar almal wat luister moet verstaan, dit is 'n video CV. Ons nie byvoorbeeld net 'n CV plaas, die web sal dit nie toelaat dat iemand net 'n PDF CV aanheg of so iets nie. Jy moet 'n video opsit en dan reg jy jou PDF of jou Word dokument aan daai CV. In antwoord op jou vraag, ons is 'n nuwe besigheid, ons het nou onlangs begin. Ek het 'n nuwe vernoot aangeneem om my te help met die bemarking van die besigheid. Wat ons doen is elke dag probeer ons nuwe werknemers en nuwe groot maatskappye werf om te adverteer op ons site. Ons reël ook pakkette vir die mense dat hulle HR mense, hulle human resources mense toegang het tot die site en hulle gaan kyk gereeld of daar iets nuuts is. En nog 'n ding in antwoord op jou vraag, wat ek gevind het help met die site is, daar's baie mense wat terugsit en dink, moet ek 'n besigheid begin? Moet ek 'n cleaning besigheid begin of 'n verf besigheid of 'n PR company besigheid of bemarking? En nou wat gebeur is, hulle kan terugsit, kyk na wat se kandidaate beskikbaar is. Hulle adverteer miskien nie wel vir 'n werk nie, maar hulle kan kyk, ek kan hierdie 15 mense kan ek vir hulle werk gee en ek kan hierdie nuwe maatskappy stig. Jy weet, so dit kan mense ook idees gee. Tydens, moet ek in Nieu-Seeland wees, in Auckland wees om my video op CVTube te laai? Ons het al reeds 'n CVTube opgemaak in Suid-Afrika en hy groei redelik vinnig. Ons het 'n CVTube hier opgemaak. Ons maak 'n CVTube in Australië in November ook. En enigiemand van enige plek in die wêreld kan aansoek doen op hierdie sites. Dit beteken net hulle sal vir werk aansoek doen in Nieu-Seeland of in Australië of in Suid-Afrika op hierdie stadium. Ons wil graag wêreldwyd gaan, so elke site, ons kon dit as cvtube.com gedoen het, maar ons wou toe nie dat die mense deur mekaar raak oor watter land hulle in aansoek doen is. As jy in Amerika sit en jy wil werk in Nieu-Seeland, doen jy aansoek op die cvtube.co.nz. En in Australië wil werk jy, dan doen jy aansoek op die .com.au site en in Suid-Afrika.co.za site. En om terug te kom oor die hele storie, waar is ons oral? Ek het onlangs 'n nuwe vernoot gekry, Rudy Stander van Rand Reunite.
Ek het die besigheid begin. Ek is nie regtig 'n bemarker nie. Ek het met die idee opgekom en alles geskryf met die help van professionele mense. En Rudy het 'n baie suksesvolle besigheid Render Unite hierso en ook in Australië. En hy soos jy weet, sy mark is grootendeels Suid-Afrikaners. Dis reg. Hy het 'n baie goeie netwerk in Nieu-Seeland. Ja. Hy bemark aan mense heeldag elke dag en hy 'n paar weke terug toe hy begin met die maatskappy, het hy onmiddellik my voorgestel aan mense soos jou en mense in Nieu-Seeland. Ja. Tyden, baie tipe werke, dit is dieselfde werk, sê byvoorbeeld vir 'n mechanic, nee? 'n mechanic is nie altyd 'n mechanic in Suid-Afrika of Amerika of Australië nie. Baie keer het dieselfde werk 'n ander naam. Hoe gaan ek weet dat as ek is nou 'n mechanic en ek laai nou my stukkie video op CVTube, maar in Auckland word dit ietsie anders genoem, word dit miskien 'n motor engineer genoem, maar ek weet dit nie. Sal my CV dan nie net daar lê die hele tyd omdat ek die verkeerde woord gebruik het nie? Jy sien, wat ek gedoen het ook, omdat ons tot hier kom te help baie mense ons om ons CV te herskryf en my vrou se CV te just om in te pas met wat ons van Suid-Afrika gebring het. Ja. En ons vind dit sal dieselfde probleem is. Wat ons gedoen het is, jy gaan soek onder, sê maar, mechanic. Ja. Right? En ons noem dit wat hulle in Nieu-Seeland noem. Ja. In jou aansoek waar jy jou sign-up doen met mechanic, is daar 'n inleiding waar jy beskryf presies wat jy doen. Ja. So jy kan sê, I'm a motor technician, as jy dink, dis anders as mechanic in Nieu-Seeland. Met ander woorde, jy word geadverteer in 'n mechanic, maar jy word ook op die search gevang deur 'n motor technician of Dit word die motor. Jy gee 'n kort beskrywing van wat jy doen en wat jy kan doen. Ja. So die persoon sien jou video en ook daai kort beskrywing en dan kan hulle sê, okay, this is what we call a mechanic. Maar daar sal ongelukkig, hulle noem dit in Engels lost in translation. Daar sal nou ongelukkig van dit wees. Dis reg. Ons het die permanente helpdesk vir die site, soos mense sukkel, kan ons hulle help daarmee. Okay, so daar is iemand altyd beskikbaar vir mense wat gaan sukkel. Is julle aanlyn beskikbaar of deur 'n e-mail? Ons is aanlyn. Ons het ook 'n kantoor hier so in Auckland en ons het 'n landlyn in Auckland. So jy weet mense van die stad kan enige bel en vra. En ons help mense en ook as ons vind dieselfde probleem of dieselfde fout word gemaak, dan weet ons aanvaar dat dit miskien ons kan wees, jy weet. En dan gaan kyk ons weer na die site en ons probeer sien wat ons kan doen. Tyden, as daar 'n CV op 'n video op CVTube lê en hy lê net daar, kan jy dit optel en dan die persoon kontak en sê, hoor hierso, dalk moet jy dit update 'n bietjie of kom ons help jou en kyk of kan ons nie iemand se aandag trek met jou CV nie. Absoluut. Tussen ek en Rudy op hierdie stadium is dit al wat ons doen. Ons kyk net hoe ons kan help mense in kontak met mekaar stel. Obviously, hoe meer sukses ons het in die begin, hoe beter vir ons. Ons is definitief besig met al daai tipe dinge. Ons kompeteer met groot maatskappye. Jy weet die maatskappye met wie ons kompeteer het so iets soos 300,000 CV's. Sjoe. Jy weet 120,000 jobs op en so. En so daar is 'n mark vir dit. Ja. Maar ons weet dit nie makliker maak om mense in kontak te stel met mekaar. Ja. Jy weet byvoorbeeld, ek weet nie of jy dit nodig het nie, maar ons CVTube nommer in Auckland is 099 735 963. En dan met wie praat ek dan? Met Rudy of Tyden? Gewoonlik sal jy met my praat, Tyden, maar as ek nie beskikbaar is nie, sal dit dan deurskakel na Rudy waar ook al hy is. Jy sien op hierdie stadium bemark ons al twee, maar ek is meeste van die tyd in die kantoor. Ja. So Tyden, as ek in Suid-Afrika is en ek wil nou graag in Nieu-Seeland kom werk, ek laai my videoklip op, my CV op en ek sê vir jou, ek is nou binne 'n week of binne 2 weke hier. En ek kom nou aan in Auckland, ek ken niemand nie. Wat kan jy vir my doen om my werk soek vir my makliker te maak? Wat jy sê is obviously die ideale situasie. Ja. Ons wil graag, en ons wil self nie net inlok in Suid-Afrikaners nie, maar ons tussen ek en Rudy voel ons regtig, ons wil Suid-Afrikaners help, want baie van hulle kom hier na toe onder die verkeerde indruk. Hulle kry nie die jobs nie en een van die redes hoekom hulle nie die jobs kry is omdat hulle nie direkte kontak met die werknemers het nie. Jy weet die agente, ek wil nie sê hulle los hulle uit nie, maar dit is moeilik as 'n mens nog 'n werkspermit voor moet aansoek doen en die sponsors moet teken en jy weet dit word 'n lang storie. Ja. So daai kant van help is 'n bietjie moeilik vir ons, maar wat ons doen is op hierdie stadium is dit nog redelik nuut.
ons het nie al die kontak teen bedryf soos wat maatskappye wat al 10, 15 jaar oop is nie. Ja. Maar wat ons gedoen is, ons sluit nie die agente uit nie. Met ander woorde, ons laat ook die agente toe op, die agente gaan ook op die site en kyk of daar kandidaate is. Ja. So dis nie net, ons hoef nie net byvoorbeeld vir 'n pack and save in die hande te kry of 'n warehouse in die hande te kry nie. Daar is duisende agente wat ook toegang het tot ons site. So ons werk aan hulle die hele tyd en hulle is meer die tipe mense wat miskien 1 of 2 of 3 kandidaate spesifiek sal gaan uithaal. Ja. Hier ons is dat hulle wel ons mense gaan haal en sowel as van die video CV gebruik maak om ons mense gouer by die kliënt uit te kry. As ons iemand in 'n rigting kan druk, jy weet ons doen 'n featured listing op 'n paar van die mense wat 'n bietjie sukkel wat ons sien op die Google Analytics, dan doen ons dit. Maar dit is ook 'n revolving ding, soos wat ons vir Jaco vandag help ons vir Pieter môre en elke persoon kry sy siklus. Dis reg. So kan boost op die site. Karen, hoeveel kos dit vir 'n CVTube advertensie? Kyk op hierdie stadium om jou CV te pos, om ons kostes te dek, kos dit $10 per maand. $10 vir 30 dae. Dis verniet. Ja, dit is net vir jou CV. En een van die redes hoekom ons sal graag die CV vir die mense verniet wil doen, maar ons is bekommerd oor sekuriteit op die webwerf. Ons wil nie hê mense moet daar kom en net doen wat hulle wil doen nie, jy weet. Mense se CV's copy op YouTube sit en sulke goed nie. So ons voel as iemand 'n betaling maak, het ons hulle details en ons weet presies wat aangaan. So as daar iets verkeerd gaan, het ons 'n rekord en ons kan opvolg. Ja. Die werknemers pos 'n job op ons site vir $50 elke 30 dae. Ja. En vergelykend met ons kompetisie. Ons kompetisie vra iets soos van $160 tot $260. Dis 'n duur storie. Ja, en soos ek sê, daai kompetisie van ons het 300,000-400,000 CV's op hulle database. Hulle sien die goed nie, die werknemers sien die goed nie. En dit is hoekom ons basies CVTube gestig het om 'n absolute shortcut te maak en mense meer exposure te gee. Ja. Daarin as ek my CV op my werkadvertensie, as ek dit deaktiveer, kan ek dit dan weer heraktiveer? Jy sien wat gebeur is wanneer jy CV plaas het jy 30 dae om hom daar te los. Ja. En wanneer jy die job sou kry of jy verander van besluit, dan doen jy wat ons noem 'n delist. So jy delist jou CV. Hy verdwyn van die web af, maar hy's altyd in die archive. So hy's altyd beskikbaar as jy inlog op dieselfde details. Al doen jy dit oor 6 maande of oor 'n jaar, kan jy dieselfde video gebruik en miskien net jou PDF, jou geskrewe CV update. Ja. Maar hy is daar op ons records en jy kan hom net weer aktiveer, obviously met 'n nuwe betaling. Ja. Dit is ook basies wat gebeur. Wat ons beoog met hierdie CVTube ook is, baie mense is bang om aansoek te doen vir werk omdat hulle bang is hulle baas vind uit of so iets. Ja. Dit is 'n groot probleem. En jou baas kan miskien 'n lid wees van CVTube en hy sien jou video en hy sê, "Hey, jy weet wat doen jy? Lyk my jy wil op 'n ander plek gaan werk." Ja. Wat ons idee is met bemarking en dis waar Rudy ingekom het. Ons moet basies CVTube hê amper as 'n nie 'n social network nie, maar dit moet dieselfde mense met dieselfde dink. So as ons wil naderhand oor 3 jaar of 5 jaar in Nieu-Seeland wil ons sê as jou baas vir jou kom sê, "Ek sien jy's op CVTube," moet jy basies vir jou baas kyk, jou skouers lig en sê, "Ja, maar almal is." Ja. Dit is aanvaarbaar om op CVTube te wees. Jy wil jou waarde sien, daar moet beweging wees. Ja, ja. Is daar ander CVTubes op die net? Toe ek die besigheid begin het en aan die konsep gedink het, was ek verskriklik bang om CVTube te Google. Ja. Want ek is paranoid, ek het gedink iemand sal onmiddellik as hulle sien CVTube sal hulle sê, dis nie 'n slegte idee nie. Kom ons koop al die websites en maak geld daaruit en so aan. Ja. So wat ek gedoen het nadat ons gedevelop het ek gaan kyk op die web. En lyk my daar is ander sites wat in kompetisie is met ons nie. Daar is ander maatskappye wat video CV's het. Ja. Maar dit is spesifiek, jy bel hulle en sê ek wil vir daai job aansoek doen en hulle stel op 'n afspraak met jou en hulle film jou en dan stuur jy daai video spesifiek na die persoon toe. Dit is baie minder wat dit help. En ons in basies, soos ek sê, is 'n permanente video's, permanente werknemers en almal kyk jou video's uit die hele dag. En soos ek sê, daar's net ons hierso, ons eie een in Suid-Afrika en een wat Rudy nou gaan oopmaak in Sydney in November. Karen, wat is julle plan vorentoe met CVTube? Soos ek sê, Rudy is nou die groot bemarkingsman hier, so hy gebruik al sy besigheidskontakte en sy besigheidsvernuf en hy sal alles bevorder hier in Nieu-Seeland en obviously wêreldwyd.
Op hierdie stadium konsentreer ons om Nieu-Seeland aan die gang te kry. Ja. Ons het nou die deadline gestel wat in November die Sydney tak gaan open. Die Afrikaanse site is baie nice aan die gang. Ja. En dis basies ons dink ons is die nuwe kid on the block, al is dit 'n bietjie van 'n cliché. Ja. As iemand na jou video gekyk het en hulle nooi jou na die interview toe, dit beteken hulle aanvaar jou al basies in hulle maatskappy of in hulle organisasie. Ja. Tyron sê vir my, hoekom moet ek van CVTube gebruik maak? Kyk, ek dink ek herhaal myself miskien, ek kan nie onthou nie, maar in eerste plek probeer ons direkte kontak met die werknemer kry. Ja. So met ander woorde, die werknemer sien miskien op 'n kort lys sien daai werknemer net 5 mense en dis altyd net die tradisionele metode is hulle bel net 'n agent en sê ek soek iemand vir die posisie, die agent gaan soek en hulle vat die beste 5 wat hulle kan kry. Miskien is dit net die enigste 5 wat hulle kan kry. Ja. En die kanse is om in daai 5 te wees is baie skraal. Maar as jy een van 100 is of een van 1000 is op CVTube, kan daai werknemer na 100 van daai mense gaan kyk. Jy weet in baie kort tyd, baie relaxed tyd, daai persoon wat die werknemer soek, kan ook jou CV forward aan sy baas of die streeksbaas of almal. So hulle kan deur die hele proses gaan en teen die tyd wat jy die oproep of die e-mail ontvang, is jy amper jy weet aanvaar in die maatskappy of in die organisasie. Jy weet ek dink ons die suksesrate sal baie beter wees in die eerste plek as jy op 'n kortlys beland. Ja. En die kanse dat jy op 'n kortlys beland is 100 keer beter. En die feit dat jy en jou vernoot Afrikaans sprekend is, laat 'n mens ook bietjie meer gerus voel, nê? Ek dink so. Ek weet ek het Rudy gebruik in die begin om my geld te verplaas van Suid-Afrika en ek was altyd bang oor my geld. Ja. Jy weet, mense is maar paranoid want jy kom van Suid-Afrika. Ek is nou al 'n jaar en 'n half hierso. Ja. En dit is vir my baie belangrik om vir hom te ontmoet en om te sien en met hom te kon praat. En die oomblik wat ek hom ontmoet het, toe dog ek kan jou vertrou. Ja. En dis wat ek soek vir my besigheid aanvanklik. Dit is nou vernote is. So ons definitief. Ek het vir jou gesê ek is 'n Rooinet, maar ek het gewild met na Afrikaans praat. En ek wil so graag Suid-Afrikaners help hierso. Ek kan dit al twee. Tyron, as ek in Suid-Afrika is en ek besluit ek wil nou Nieu-Seeland toe kom, ek wil nou kom werk soek hier, kan ek my CV oplaai op CVTube, my video, en as dit nou het ek dit opgelaai, nou land ek in Nieu-Seeland, wat nou? Waarmee kan jy my help? Wat kan jy vir my doen? Okay, dis die groot rede hoekom ons vir Rudy Stander, ek met Rudy Stander 'n vennootskap aangegaan het. Hy offer dit wat ek nie kan nie en as ek gou kan oorhandig aan hom, dan kan hy dit beantwoord. Dankie. Bronsie, ja, die ding is op die einde van die dag dat ons is hier om al die Suid-Afrikaners te help. So wat ons doen natuurlik en waar ek in die prentjie inkom is om al my netwerke gebruik te maak. Ons noem dit maar affiliate hier in Afrikaans. My vorige ondervinding in ander maatskappye, nie net in Rand Unite, Rand Rescue, maar ook in 'n Kiwi maatskappy met naam van HIFX, het ons gebruik gemaak van affiliate wat jy antwoord. Dit kan miskien 'n prokureur wees, dit kan 'n finansiële adviseur wees of iemand wat dalk vir jou huislening gee. Ja. Ons het ook recruitment agents in daai industrie. So ons het die reële beklop op ons platform wat ons met jou persoonlik kontak maak en voorstel. So wanneer jy kom het ons natuurlik 'n bietjie socials en hoeveel gatherings wat ons nog toe gaan en ons neem jou saam en dan kan ons jou voorstel na daai persoon. Dit is regte mense, individuele mense wat met jou kontak kan maak, jou CV ook kan deursien. So jy's nie op eie eis as jy aankom nie. Ja. En CVTube is net 'n tipe van 'n dooie webtuiste wat jy gaan en hoop vir die beste nie. En ook as ek net kan byvoeg, Ja. Fransie, as jy 'n immigrant is, nie net 'n Suid-Afrikaner nie. Ja. Dit tel ook in jou want jy moet jou werksvisa kry en baie mense moet jou help met 'n sponsor. Nou die probleem is daai CV deur die normale kanale op ons mense teen ons wie ons besigheid gaan doen, kom glad nie eers by die werknemer uit nie. So met ander woorde, hulle sien South Africa New of China New of wat ook al en so aan, dan gaan daai CV glad nie verder wees. Die wat ons nooit terughoor van die mense nie. Ja. Maar CVTube, as daar 'n werknemer is en hy gaan kyk en hy kyk na 4 of 5 of 10 video's. Wanneer hy na daai video kyk, weet hy nie of jy 'n resident is of iets nodig het op daai stadium nie, voordat hy na jou CV kyk wat sê I need a work visa or I need sponsorship. Hy kyk na die video en hy sê, "Yes, ek hou van Fransie." Wat ek verder kyk, dan sien hy op die CV is sy korte werksvisa. Ja. Waarin deur die normale kanale wat die tradisionele metode is met Seek en kry met al die mense, sal jou CV, ek beloof jou, glad nie eers by 'n werknemer uitkom nie.
Maar so ons help oorbrug daai probleem ook vir immigrante en spesifiek in die geval vir Suid-Afrikaners. Ja. As jy vra. Ek hoop dit maak sin. O, dit maak baie sin. Yes, like it. En ek dink dit gaan vir baie mense beter laat voel en moed gee, want dit is nie maklik om in 'n vreemde land aan te kom nie, want die eerste ding is wat jy moet doen is jy moet 'n werk kry en as jy ten minste iemand het wat jou kan help in die veld en weet experts het en dan nog dieselfde taal as jy praat. Dit dink ek is jy daarom al 50% geholpe. Jy weet miskien is dit omdat ons Suid-Afrikaners is. Ons voel mense moet jou sien. Ja. Jy weet nie net 'n stuk papier of 'n e-pos of so iets nie. Ek dink jy weet ons is goeie stok ons Suid-Afrikaners en as hulle jou eers sien en hoor ons kan Engels praat en ons kan goed werk. Ek dink dit is 'n groot probleem vir ons. En dit is wat hulle wil hê. Ag julle en ons Suid-Afrikaners, ons is mooi mense en ons kan ons maar hard werk en ons kan Engels praat. Hey, julle kan die van julle ja. Ja, en hoekom wil julle ons dan nou nie in diens neem nie, man? Ja, ek sal definitief. Ek gaan jou hou by die woord en jy moet onthou daar's nou duisende mense wat jou gehoor het, nê? Minimum wage. Maar Rudy en Tyron, dit was baie lekker om met julle te gesels het en baie interessant en ek is seker julle gaan 'n klomp families baie opgewonde maak wanneer hulle na hierdie onderhoud gaan luister, want soos ons almal weet, daar's maar altyd mense wat wil kom werk soek en mense weet nie altyd waar en hoe om te begin nie. En julle is letterlik soos 'n one-stop foonoproep en 'n e-mail ver weg. Absoluut. En die mense moet net na die webwerf toe gaan, cvtube.co.nz en hulle moet na die 2 video's kyk wat eerste is op die ding, die employer how to en die employee how to. En as hulle daai video klaar kyk, sal hulle maklik hulle self op die site kan sit. Daarin gee weer julle telefoonnommer, julle kontaknommer. 097 359 63. En die webwerf? www.cvtube.co.nz. En jy volg maar net die riglyne, die stappe daar en jy's aan die gang. Baie maklik. En soos Rudy sê, jy weet ons doen ons bes om kontak met almal te maak en elke dag die social networks te gebruik. Ja. Ek wil vir julle twee baie dankie sê vir hierdie onderhoud. Dit is vir my ietsie nuut en ek is baie opgewonde vir julle pad en ek is seker julle gaan baie mense ook tevrede laat voel en gerus laat voel om so al die pad hiernatoe te kom en dan ten minste te weet daar is iemand wat my verstaan en wat die belangrikste wat my taal verstaan. En ek sê vir jou baie dankie dat jy onderhoud gevoer het met ons. Baie dankie vir julle en baie sterkte vorentoe met CVTube. Ek wens vir julle alle voorspoed en sukses toe. Baie dankie. Tot ziens. Bye. Ek sou kon doen met 'n miljoen. Ek sou kon doen met 'n miljoen. Ja, ek sou myself met 6 nulle kon versoen. Ja, ek sou kon doen met 'n miljoen. Dankie dat julle saam luister na Tuna Radio op die internet. Ons is hier vir ons mense, met ons mense, wêreldwyd.